verjaarsdag wat die week was, baie geluk as dit was. Ek hoop julle het 'n goeie jaar wat voorlê. Afkondiging vandag is radiobedieninge, prof. Pieter is nog steeds op die radiobedieninge. Dit is Kaapse Kansel op donderdag. Daar is radiokansel op sondagoggend 9:30, dan 'n heruitsending op dinsdag deur die dag, deur die loop van die dag. En dan op donderdag Kaapse Kansel. Bidure is woensdagoggend om 7. Appel asseblief, as jy dit kan maak. Hier is welkom. Sondagskool 9:30, 9 uur op Sondag en dan die erediens 9:30. Daar's iets spesiaal aangekondig. Binnekort sal dit die Paasfees wees, Pinkster konferensie wees. Ons sal julle gewit op daaroor. En dan gaan ons na die offerande toe. As jy kan saam blaai na Malagi 3. Dit lees vir ons saam vanaf vers 8. Mag 'n mens God beroof, want julle beroof my. En julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis toe, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare. Of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Jy het enigste plek in die Bybel waar die Here sê, ons kan hom beproef. Julle kan staan asseblief. Ons dank U ons almagtige God, my Here, vir vanoggend, my Here, waar U ons weer saamgetrek het, my Here, dat die woord, my Here, steeds so kragtig is, my Here, soos 2000 jaar terug, 3000 jaar terug. My Here, ons dank U, my God, dat Jesus Christus, my Here, ons leidsman is, my Here, nie teenwoordig vandag, Here, die nieuwe Heilige Gees van God, my Here, ek bid U, my Here, dat die mense nie vandag, my Here, die prediker se stem sal hoor nie, maar my Here, dat hulle U woord sal hoor, my Here, U stem. Dank U, my God, dat ons op U kan vertrou, U wat, my Here, waaragtig is, my Here, die enigste lewende God, my Here, dat ons, my God, my kan vashou donker tye, in Jesus Christus naam, Amen. Amen. Môre almal. So vanoggend 5:00, 4:05. So klaar gestem het. Dis is baie koud. Toe trek ek my baadjie aan en nou waar ek hier staan kry ek nou weer baie warm. So as dit so halfpad, die fan is aan die agter, nie hoor nie. Maar as ek so halfpad is en ek trek die baadjie, daar's 'n fout in my nek, kry net warm. En dan die ander ding natuurlik wat vir my altyd interessant is wanneer die ouderlinge hier voor kom staan en hulle bedien. Dit is interessant hoe elkeen sy eie manier toevoeging het tot die evangelie en die woord en elkeen dit oordra. En ek dink dit is wonderlik want daar's 'n uniekheid wat in die mens is wat ons nie moet probeer verander. Jy moet nie soos ek traai wees nie, ek wil nie soos Emil wees nie. Ek wil nie soos daai man, daai vrou wil. Ek wil net wees wat ek is vir die Here. Amen. Amen. Jy moet ook maar net wees wat jy is. Ons reg so. Frikkie moet frikkie wees. Is ons reg aan daai kant. Gaan ons die Here aanbid vanoggend? Amen. Die Here is God, die Here is goed. Amen. Maar leer wonderlike tyd vir die kerk voor. Amen. Ons moet dit vat vanoggend en ons moet dit glo vanoggend. En ons moet dit hou vanmôre in ons binneste. Amen. Amen. Laat ons gaan.
Daar is oorwinning in die bloed van Jesus. Daar is krag in die kruis van Jesus Christus. Hy het nie net vir ons gesterf in die kind van die Here, maar hy het opgestaan. En daardie krag wat God gebruik het, is dieselfde krag wat in ons vanmôre werk. God het jou opgewek vir 'n rede. Ek en jy is veronderstel om hierdie te wees hier agter. The army of God. Salig is jy, Simon Barjona, want dit het vlees en bloed nie in jou geopenbaar nie. Toe Petrus gesê het, U is die Christus, die Seun van 'n lewende God. En toe die openbaring uit die hemel uitkom, dat Jesus sê wie hy is, het Jesus gesê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Dit moet so wees, want as iemand anders met 'n vleeslike mond gesê het, hy is die Christus, dan beteken dit Jesus bou 'n rots op dit wat veranderlik is, ek en jy. Maar God verander nie. Daar bly een rots. Daar's een gemeente, en toe die openbaring kom, kan ons vasstaan, dat God het vir homself vir ons gegee, Jesus Christus. En op hierdie fundament bou ons. En dis waar jy vanmôre staan. Jy is deel van hierdie weermag van God, want jy is geroep om die werke van duisternis te verbreek. Ons is nie net op pad hemel toe nie, ons het 'n werk op hierdie aarde. Amen. There's a light shining forth. Ja, julle kan vir die Here eer gee. Ons kan die Here eer. Halleluja. Halleluja. We are the army of God.
teks. Nothing shall stand before the army of God. Dis omdat God sy kerk ondersteun. Dis hoekom. Dis omdat Jesus Christus die Seun van God is. Dis omdat hy nie die lam geslag alleen was nie, maar die leeu uit die stam van Juda wat opgestaan het. As hy net die lam was, was dit iets anders. Maar in volmaaktheid was hy die offer en die opstanding op een slag. Die lam en die leeu. Daardie leeu is saam met ons vanmôre. En hy is waardig om vanmôre die boek te neem en sy seels oop te maak. Hier is dalk een van die liedjies wat my die meeste aanraak as ons hom sing. Want daar's 'n dag gewees toe ek hom nie geken het. En toe ek hom leer ken, toe kom ek agter. Maar hy is waardig. Hy is waardig. En al doen hy nooit weer enigiets vir ons as huis, as gemeente of liggaam. Sy waardigheid sal nie verander. Amen. Hy is Christus, die Seun van die lewende God. En hy is vanmôre waardig. Yeah.
Kyk, so spreek die Here, my bloed het jou duur gekoop, en ek het jou 'n koning gemaak, sê die Here, en 'n koninklike priesterdom. Kyk, sê die Here, jy is nie meer 'n slaaf nie, maar jy's 'n koning. Jy's daar om te regeer, sê die Here. Jy het 'n swaard in jou hand, jy het gesag in jou binneste, en my woord en my gees saam met jou, sê die Here, moet jy gebruik om die see voor jou te kloof, sê die Here. En elke omstandigheid moet jy oor regeer, want jy's 'n koning, spreek die Here. Hou op om soos 'n slaaf op hierdie aarde te wandel. Staan op vanmôre, sê die Here, en wees 'n koning en neem jou plek in die hemele, want jy saam met my lewend gemaak, opgewek en gesetel in hemelse plekke, sê die Here. Neem jou swaard op vanmôre, want jy's 'n koning om te regeer, spreek die Gees van die Here vanmôre. Ons is konings vanmôre. Ons is nie slawe nie. Halleluja. 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 Karabadasi abakatiribadisi abaramonosi. Yakitiribadi atirabadasi abokotaramanisi. Ikitiribadi asi abarabadokotari. Yakitirrimania sia vokotarabadis. Yashia barramanatia robadasia kotarei. Yakikirrimania kitarrebadias. Yekotirrimania barrebadia kotarebadis. Yikitirria sia morrobodokoti. Kyk, vanmôre spreek die Here. Daar is 'n dag gewees toe my seun aan 'n hout kruis of vasgeslaan is bo op 'n heuwel, en alle oë was op hom gewees, want dit het my behaag om sy liggaam te verbrysel. Maar daar is 'n uur wat die oog van die mens weer op my seun se liggaam sal wees, en dit is jy vanmôre, jy wat nie verbrysel is nie, maar jy wat volkome is. Hulle sal oë op jou slaan en hom sien, want ek gaan hom opwek in jou midde, en jy sal krag hê om te wandel, soos wat ek jou geroep het. Kyk, vanmôre spreek die Here, jy is vanmôre die oorwinnaar, wat ek jou verklaar het. Jy is vanmôre meer as wat jy dink, jy is vanmôre meer as wat jy besef, as jy maar net hierdie gunstigste uur sal merk wat ek jou besoek. Kyk, sê die Here vanmôre, my gees sal beweeg van die noorde, die ooste en die suide en die weste, en die dooie beendere sal weer lewe kry, en jy sal opstaan en wandel, as jy vanmôre jou linkervoet net voor jou regtervoet sit en moed hou, sal jy sien, ek is jou God en ek is met jou, en ek sal jou ondersteun en jou nie begewe of verlaat nie, en die oog van die mens sal merk, dat ek die Here jou God met jou is, want die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees, spreek die Gees van die Here. Ons is meer as oorwinnaars vanmôre. Ons moet net die stap vat. Ons moet net opstaan. Ons moet net 'n tree gee. Saam met God in geloof. Sanna, kan ons dalk een keer die liedjie sing?
Pastor Derek sal net vorentoe kom. Halleluja. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hemelse Vader, Here, laat U wil geskied, Here. Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, Here, so op die aarde. Laat dit dan vandag wees, Here, soos God reeds besluit het. In Jesus' naam. Amen. Julle kan vir 'n oomblik sit. Kind van die Here, ek is 'n bietjie bevroor. Want die Here is werklik met ons besig op 'n wonderbaarlike plek. En dit raak swaar in hierdie tyd om te dra die evangelie, om voor te berei, om die woord van God te bedien. Maar die getrouheid van die Here is wonderbaarlik.
Vanmôre het die Here reeds woord vir woord uitgeprofeteer tussen die twee professore wat hy wil kom doen vandag in die uur waarin ons is. Woord vir woord. En ek gaan nie baie tyd vat vandag en deur al die skrifte gaan en die hele boodskap bedien nie. Ek wil bly in die gees van God wat hier met ons is en saam met ons is. Maar kind van die Here, die feit is dat dit is nou. Ons het die uur bereik dat dit sal wees dat die seuns en dogters van God, die koninklike priesterkinders sal opstaan en God sal hulle gebruik volgens sy wil en sy wil. Kind van die Here, dit sal nie anders wees nie. Die tyd van om 'n berg loop is 'n tyd wat verby is. Dit sal nie meer so wees nie. Lank genoeg was daar 'n vyand wat vir my gesê het en vir jou gesê het, ag, jy sal nog en jy kan nog en dit sal wees en dit gaan wees. Nee, kind van die Here, dit gaan nie wees nie. Dit sal nie wees nie. Dit is. Amen. Dit is vandag. Amen. Dit is nou. Dit is hierdie uur. En ons sal nie meer luister na 'n stem wat 'n tyd wil uitstel of 'n valse wortel voor die neus hou en nog 'n keer 'n groep mense om 'n berg lei nie. Want die uur het aangebreek en ek weet dat die gees van God, net soos hy in my binneste dit vasmaak, dit ook in die ander kinders van die Here se borste vasmaak, dat dit is nou en nie later nie. Amen. Kind van die Here, daar was 'n dag, kortliks opgesom, die woord van God. Daar was 'n dag wat die Here 'n vader gevat het en sy seuns en hulle vrouens en hulle in 'n ark ingesluit het. 'n Ark gebou uit goferhout en geseël met pip. En dit was 'n vader en sy gesin wat hy in daardie ark ingeneem het. En hy het met hulle 'n verbond aangegaan dat dit nie vir hulle sal wees soos die res op die aarde nie. Hy het met hulle 'n verbond aangegaan dat daar 'n groot roeping vir hulle sal wees aan die uiteinde. Dat hulle hierdie hele aarde weer sal vul, dat hulle nie sal begin. En alhoewel die Here gesê het dat daar nie weer so 'n gebeurtenis sal wees soos dat die Here die aarde sal verdelg met water nie, het die Here nooit gesê dat daar nie weer 'n ark sal wees. Want daar was weer 'n ark. Amen. En sy naam is Jesus Christus. Sy naam is Jesus Christus. En soos die woord uitgegaan het, is hy nie 'n ark gebou met koferhout en geseël met pik nie. Hy is 'n ark gebou uit die woorde van God uit. Hy is die woord van God. En die Bybel sê, soos wat God self die deur agter Noag hulle toegemaak het, so het die Heilige Gees my en jou in daardie ark wat Christus is verseël met 'n belofte. Met 'n belofte dat ons die seuns en dogters van God, as jy sien, weer 'n vader en sy gesin saam in 'n ark. Kind van die Here, jy sit vandag voor my. Ek en jy, die gesin van God in 'n ark toegesluit, opgesluit, nie verseël met pik nie 'n ark van koferhout nie, maar 'n ark die woord van God verseël met die Heilige Gees en niks en niemand kan jou daar uitsteel nie. Halleluja. Niks kan jou daar uitneem nie, maar hierdie ark is kosbaar. Jy sien nie alleen is hierdie ark die woord van God nie, maar elkeen wat in hierdie ark ingeneem word ook deur daardie Gees wat hierdie ark verseël, verander om te lyk soos die ark. Amen. Sien, hierdie ark is gevul met woord. Hierdie ark is woord. En daar is woord wat sê dat jy is tot alles in staat
deur die krag van Christus in jou. En jy sien die Gees van die Here wat in daardie ark werk, vat daardie woord en hy kom in jou in en hy vat daardie woord en hy openbaar dit en daardie woord word lewe vir elkeen wat in die ark is. En elke woord wat die ark uit bestaan is 'n woord wat die Gees van die Here neem en hy openbaar dit, hy maak dit lewe en ek en jy kry dieselfde lewe as wat die ark is. 'n wonderbaarlike ark van die Here. Die kind van die Here, jy sit dalk vandag met jou vlees voor my, maar jou innerlike mens, jou gees, siel is nie hier nie. Hy is opgesluit in 'n ark aan die regterhand van God. Dit is nie 'n saak van eendag nie, kind van die Here. Dit is 'n saak van vandag soos wat jy hier sit. En daar was 'n man eendag. Jy sien, kind van die Here, hierdie ark het al bestaan van voor die grondlegging van die aarde af. En daar was 'n man wat hierdie ark opgeken het. Hy het self die ark 'n naam gegee. Hy het gesê die ark se naam is die Goeie Herder. Psalm 23. En hy sê in hierdie ark is daar niks wat ek en jy tekort het. Hy sê alles word voorsien in hierdie ark. Hy sê hierdie ark is 'n plek van groen gras en stille water. Weer 'n voorbeeld van die woord en die Gees. En hy gaan deur elke vers van daardie Psalm 23 en hy beskryf elke liewe behoefte wat daar kan wees vir die siel van die mens en elke behoefte is vervul in daardie ark. Sodat daar geen meer tekort oor is vir hom wat in die ark is nie. Dit is jy, kind van God en ek. So daar is nie vir jou 'n gedagte meer oor wat sê eendag nie. Ek sal dalk nog dit kry. Ander dag sal die Here dit vir my gee. Nee, kind van die Here, jy sit in 'n ark waar alles jou deel is. Daar is niks tekort nie. Ek en jy moet dit glo en dit vat. Amen. Die Here het doel met al hierdie dinge. Die Here doen iets wonderbaarliks en dis die enigste skrifgie wat ek gaan lees uit alles wat ek voorberei het. En dit is reeds uitgeprofeteer. Ek gaan dit net vir jou lees, kind van die Here, moenie worry om so te blaai nie. 1 Petrus 2. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. 'n volk as sy eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderlike lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Kind van die Here, God het ons gevat toe ons nie in 'n ark was nie, toe ons in 'n plek van duisternis was, en hy neem elkeen van ons en hy plaas ons in daai ewige ark in, verseël deur die Heilige Gees, en hy maak van ons koninklike priesterkinders van God, uit God gebore, sy werklike gesin. Sy werklike gesin, uit hom uitgebore. Soos die kinders van Noag in die ark van hout en pik. Ek en jy, die kinders van 'n lewende God, uit hom uitgebore in die ark wat Christus is. Kind van die Here, daar is een verskil op hierdie ark. Anders as die ark van Noag. Jy sien in die ark van Noag, toe die Here daai deur toemaak, dis daar nie weer plek vir iemand. Maar in die ark van Christus, alhoewel ek en jy verseël is in daardie ark, is die deur nog oop. Jy sien, kind van die Here, my en jou gesin, my en jou boeties en sissies, is nog daar buite. Hulle is nog daar buite, jy bid vir hulle, en ek bid vir hulle.
ark met volle voorsienigheid. 'n Ark met woord en gees wat my en jou by vermoë sit om enige iets te kan doen. Jy sien daardie Dawid wat daardie ark geken het, al in die Ou Testament, toe daar 'n beer kom om die skapies te wil kom vat, toe verskeer hy die beer, want hy het die krag van die ark geken. En toe die leeu kom, toe verskeer hy die leeu, en toe die Goliat kom, en hy die volk van God uitdaag, toe sê hy, maar hoe kan hierdie man die volk van God uitdaag? My God sal hom in my hand gee. En dit is wat beskikbaar is in die ark. Kind van die Here, die gedagte van môre en oormôre moet 'n sondige gedagte in my kop word. Want dit is nie môre en oormôre nie. Dis alles tot my en jou beskikking vandag. In die ark. Dis ons deel. Dis ons deel. Want daar is 'n spreekwoordelike 7000 wat nog gehaal moet word. Dis my en jou boeties en sissies. Ek en jy is mekaar se boeties en sissies vandag. Ons is die gesin van God. Die Vader het sy gesin opgesluit in die ark wat die ouer boetie is. En ons het alles daar binne, kind van God. Ons moet net begin sien wie ons is, waar ons is en wat ons het. En daar's 'n vyand wat altyd vir jou wil sê, jy sal dit nog kry. Jy sal dit nog wees. Jy sien, hy voer net 'n nog by. En hy hou dit altyd 10 meter voor jou. Dis nonsens. Nie meer nie. Dis nou. Daai leuen stop vandag. Dis nou. Ek en jy, soos die woord geprofeteer het, moet net loop. En vertrou. Soos Dawid vertrou het. Jy sien, Dawid het nie rondgeloop vol van krag die hele tyd nie, want toe die leeu kom, toe's die krag daar. Toe die beer kom, toe's die krag daar, toe die Goliat kom, toe's die krag daar. Dis al wat ons nodig het om op te vertrou. Is dat in die ark waarin ek en jy toegesluit is alles tot ons beskikking. Daar is nie tekortkominge nie. Die Here het dit nie so bewerk nie. Kind van die Here, dis nou dat ons boeties en sissies gaan haal. Ons gaan. Want die bassyne gaan blaas binnekom. En sy naam sal verheerlik word in ons uitgang om ons boeties te gaan uithaal uit die koninkryk van Satan uit. Halleluja. Want daai selfde woord het gesê dat dit julle deel is, soos dit sy deel was om die koninkryk van Satan te verbrysel. Hy het gesê so is dit ook ons deel om dieselfde te doen. Amen. Toe hy op hierdie aarde was, het hy gedoen. Hy het ketTINGs gebreek, tronke oopgemaak, die werke van Satan verbreek. En daai kind van die Here is my en jou deel, soveel soos syne. Vandag, want ons is opgesluit in hom wat dit eerste kom doen het. Amen. Dis nou. Die kind van die Here, ek vra die Here, my God dan, wat is die uitnodiging hierdie woord? En soos ek die Here vra, wys hy my Petrus. Petrus, wat in die skuit is, en 'n man wat alreeds 'n pad met die Here oploop, soos almal van ons. En die Here kom nader geloop op die water. En hy sê, Here, as dit U is, dat ek ook dan op die water loop. En Petrus loop. Maar ergens ontbreek woorde. Ergens het hy sy oog op die hoë golwe en die winde, en hy sak in die water, en hy word oorweldig. Die Here steek sy hand uit,
Hy tel Petrus op en hy sit hom as te ware terug in die ark, in die skuit. Die kind van die Here, soms is daar nog net 'n ontbreking van woord en gees wat saamgekom het in my en jou om lewe te skep. Soms is daar nog net 'n ontbreking tussen in 'n geopenbaarde woord, dit wat vir my en jou tot beskikking is in hierdie ark. Die Here het my sê vir hulle, daar is vandag 'n hand wat uitgesteek is uit die hemel uit. En vandag soos 'n Petrus opgetel is uit daai water uit, tussen die storms en die golwe en alles, en sterk gemaak is, en opgetel is en teruggeplaas is waar hy hoort, so kind van die Here, daardie plek, waar golwe en winde en storms jou nog onderkry, sal God woord en gees in jou openbaar, en daai dinge sal jou van vandag af vorentoe nie meer onderkry nie. Kind van die Here, wil jy moet verstaan vandag. En manne wat hulle lang pad loop sal beamoen. Petrus het al 'n hele paar tree op die water geloop toe hy val. En ek loop vandag 'n 15 jaar pad met die Here. Maar ek staan vandag voor God en ek weet wat dit is wat my nog laat verdrink. Ek weet waar dit is wat ek daar uitgesteekte hand vandag nodig het. Amen. En iemand moet ook maar vrymoedigheid neem en vir my bid. Want ek weet waar verdrink ek nog. Maar dit slaap vandag. Amen. Vandag sal die Here my verlos. En ek sal nie weer verdrink nie. Amen. Vandag sal ek sterk gemaak word. Amen. Kind van die Here, jy sal in jou hart weet. Jy sal in jou hart weet waar dit is, waar die storms en die golwe en die winde jou nog onder die water druk. Maar dit slaap vandag. Vandag sal die Here vir ons iets doen, en nie net vandag nie, kind van die Here, hierdie sal 'n aaneenlopende werk wees, waar die Here in sy huis en in sy kinders, en vir sy priesters en sy konings, woord en gees by mekaar bring, en ons sal opstaan as die volk gevul met woord en gees, en doen wat die Here wil hê ons moet doen. Amen. Dit sal nie 'n eenmalige ding wees vandag nie, hierdie sal die hand van God konstant in ons lewens wees. Dit is die uur van oorwinning in die huis van God. En so sal dit wees. Ek gaan 'n gebed doen. En ek gaan die musiek vra, dalk wat so lank vir ons iets te begin speel asseblief. En kind van die Here, as jy vandag wil kom na die uitgesteekte hand van Jesus, daardie hand wat Petrus uitgetel het, en jy wil vandag kom ontvang, dat die Here jou ook sal sterk maak. Daar waar die winde en die storms jou onderkry, want kyk, kind van die Here, die winde en die storms en die golwe gaan nie stop nie, maar hulle sal jou nie meer onderkry. Amen. Kom ons lê. Hemelse Vader, hier is die gesin van God. Vader, hier is ons, u kinders. Here, wat u met groot genade, soos wat Noag en sy gesin genade gevind het in die oë van God en opgesluit was in 'n ark,
Here, so het ons genade gevind by God, om seuns en dogters, koninklike priesters genoem te word, opgesluit te word in die ark wat Christus is, en vandag, Here, die gebore uit God, kinders en gesin van God te wees. Here, U sien, dat ons U hand nog nodig het. Ons het nog nodig, Here, U woord, U Gees, in ons kom openbaar, en ons sterk maak, Here. Sterk maak om te wees, soos ons ouer broeder, Here, Jesus Christus, wat voor ons kom loop het, Here, want in alles wil ons net soos hy wees. Hy is ons Here, hy is ons liefde, ons eerste liefde, hy is ons voorbeeld, hy is ons alles. Here, U ken elkeen van die kinders se harte. Here, U weet hoe om met U uitgestrekte hand elkeen vandag aan te raak. Here, laat dit dan wees vandag uit die hand van 'n lewende God en nie die mond van 'n mens. Ons dank U vandag, Here, vir wat U kom doen. In Jesus naam. Amen. Kind van die Here, as jy wil kom ontvang jou oorwinning by die Here vanmôre, kom uit. Ek gaan begin om net vir die pastoor te bid. En hulle vra my asseblief te help om verder te bid. Onze Vader, Here, in Jesus' naam. Here, ek bid dat U my God woord deur U Gees in sy Gees, sy siel, Here, sal openbaar meer nog as ooit van tevore, Here. Here, dat in dit U hom sal oprig, Here, om hierdie taak van om die ander boeties en sissies te gaan haal. Here, om 'n leier te wees in hierdie taak, Here, dat U hom sal oprig, Here, om die spreekwoordelike 7000, wat in 'n knie voor God die gebuig het, die Here, te kan lei, die gesin, Here, van broers en susters te kan lei, Here, om die res te gaan uithaal. Here, gee hom al die woord geopenbaar wat hy sal nodig hê, Here, vir hom nog beskikbaar is in hierdie uur. En ek prys U daarvoor in Jesus naam. Vader, in die naam van Jesus. Amen. Here het gesê as ons hand uitsteek, Here, sal U ook U hand uitsteek. Here, U is 'n waarmaker van U woord. Jesus, God sal niemand wegwys. Daarom bid ek vanmôre, Here, wanneer hy sy hand uitsteek, dat God in die hand vat, Here. En wanneer God hom oplig vanoggend,
uit hierdie golwe uit, Here, en U laat hom staan in 'n hand van lewe. Nooit sal hy nie wankel nie, Here. God sal hom herinner aan hierdie dag, die datum aan hierdie tyd. Daar al waarheid in sy lewe ingekom het, en die waarheid maak hom vry vanmôre. Daar is 'n leuen van vanmôre af, Here, sal hy nie vashou aan 'n leuen nie, maar aan die waarheid wat God is. Hy is meer as 'n oorwinnaar. Hy is vanmôre 'n priester, Here, 'n koning afgesonder, 'n heilige priesterdom, Here, wat geroep is om God te behoort. Vader, ek wil U bid vanmôre dat hy die ark sal staan verseël deur die Heilige Gees. En dat die heerlikheid van God deur hom sal vloei, geopenbaar sal word. Vader, ek wil U bid vanmôre. Here, by die troonkamer van God is daar 'n rivier van vuur, Here. Ek wil U bid dat U my broer intrek in die rivier, Here. Dat die vuur van God deur hom sal vloei, Here. Dat hy die openbaringskennis van God sal dra, nie net in woord nie, maar in krag, Here. Wanneer hy beweeg, dat dit woorde van God sal wees, en wanneer hy bedien met krag van 'n lewende God, Here. Wil U bid vanmôre dat dit so sal wees, my God. In die naam van Jesus Christus. Here, U het net gesê ons moet aan uitsteek. Die res sal U doen. Prys U dat God dit sal doen vanmôre. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het 'n wonderlike Here. Kom ons gee eer aan Jesus Christus. Dinkend vir die Here, dis 'n gepaste dag vir die tafel vandag. Gepaste dag om vandag aan die tafel van die ark te sit. En te herinner en vas te maak vandag aan dit wat ons deel het. Julle kom ons sit, ek gaan oorgee aan broer Pierre. Dankie ons almagtige God. My Here, ek dankie uit die diepte van my hart het, my Here, vir dien soos hierdie. Here, waar ons U stem kan hoor, my Here, waar U hart met ons kom deel, my God. 'n Boodskap van herstel. My Here, dit is ons voorreg vanoggend, my God, om weer deel te kan wees aan hierdie tafel. My Here, vir die wêreld, my Here, is hierdie tafel dwaasheid, maar my God, vir ons is dit 'n reg en 'n eer, my Here, om saam met Jesus Christus hierdie tafel te kan doen. Heilige sakrament, my Here, wat Jesus homself kom instel. Ons dankie, ons loof en ons prys U, my Here, in Jesus naam alleen. Vir die van julle wat dalk wil saam lees vir ons volgende vir ons uit Lukas 22 vanaf vers 14. Sal net so wonder gee vir die wat wil saam lees. Dankie ook volgens my vrou wat die tafel so pragtig dek het. Baie dankie weer. Ons lees saam vanaf vers 14. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan met die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie
ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat ek in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy die beker geneem, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal seker nie drink van hierdie vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doe dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament en my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my op tafel. Vers wat vir my uitstaan volgend is dat Jesus verlang het daarna hierdie tafel met sy disippels te deel. En so verlang Jesus ook vandag nog hierdie tafel en die Pasga met ons te deel. Amen. Soos gewoonte is, sal ek maar weer vra dat ons van die voorraad vermeld, elkeen vir homself, en dan broer Niels sal ook daarvoor vir die woord vat. En as daar iemand sit wat die beker wil neem of uit hulle bank bedien word, sal Niels die woord help daarmee. Dank julle.
Ons dankie ons almagtige God, my Here, met dankbare hart, my Here, wil ons hierdie diens afsluit vanoggend, my Here. Dankbaar, my Here, om 'n lewende God, my Here, te kan aanbid en te kan dien. God wat nooit verander nie, God, my Here, wat sy boodskap herstel bly. My Here, dit wat hy vir sy volk en sy kinders, my Here, in stoor het, is 'n toekoms, my Here, waar ons herstel is, my God, om die volle majesteit, my God, wat Jesus gedra het, my Here, wat nou by hom is, my Here, is ook ons oorlaat. My Here, hierdie tafel maak ons deel, my Here, van sy lyding en sy kruisiging. Maar my Here, maak ons ook deel, my Here, van sy opstanding, my Here. My Here, die lam en die leeu. En ons dankie daarvoor, my God. Dankie dat ons deelhaftig kan wees daar en ons trek onsself, Here, uit na my Here, dit wat voor lê.